ek het toe gedink, maar kom ek gebruik min of meer 20 minute om die konteks te skep van die tyd waarin ons is, en wat maak dit so moeilik? En dan die volgende maksimum 20 minute sal dan wees, maar hoe kom ons hier uit? Of wat sê dit vir ons? Ek het 'n paar boeke saamgery, as iemand 'n boek wou koop, daar is so 'n klein boekie, Wandelaar, hy was al hier gewees by julle beskikbaar, jare terug, vir my dogters eintlik geskryf, oor wie is hulle pa, en dan is daar 'n boek in Christus, wat ek eintlik vir myself geskryf het, my verstaan van Christen wees, want ek sukkel ook om sin te maak van Christen wees, want dit wat ek altyd sien en ervaar, is nie altyd wat ek dink dit behoort te wees nie, maar dis my mening, hè? Ek sit dit in 'n boek, in Christus. Die subtitel van toeskouer tot spoortrapper, ikone van Jesus Christus, dis daai boek. Toe het ek laas jaar 2 boeke geskryf, die een is Didies, so dis die laaste gesprek tussen 2 spesiale magte soldate. Dis 'n gesprek wat homself uitgespeel het 20 jaar terug, toe hy besig is om dood te gaan aan kanker, en hierdie ou was 'n soldaat by uitnemendheid, 2 maal 'n Norris Crux medaljes gekry vir dapperheid, en seker die nommer 1 ikoon in ons land, as dit kom by sekere operasionele werk, agterveldelike linies ensovoorts, maar 20 jaar terug gaan hy dood van kanker, en dis daai laaste gesprekke oor die sin van die lewe, en wat maak ons hier, Didies. En toe het ek laas jaar 'n ander boek geskryf, die titel, hy is in Engels, Kalm, en dit gaan oor besigheid en leierskap, en dis die 25 jaar wat ek nou besighede fasiliteer, die lesse geleer, en wat kan 'n ou dit uitleer. In die teks wat ek hier gebruik, het ek die Nuwe Testament gebruik, vir wat dit werd is, en ek het reeds gesê, oor die tydsverdeling. Ons tema, stormsee, stormwaters, los die see bamboes. Ek gaan 2 metafore vanoggend gebruik, hierdie is die een. Toe ek baie jare terug see-oorlewing moes doen, hoe oorleef jy by die see, was dit 'n baie maklike teoretiese oefening. Want die lesings by see-oorlewing is heeltemal anders as landoorlewing. Land is kompleks, dis moeilik, daar's baie reëls. Die reëls vir die eetbaarheid van insekte, die reëls vir die eetbaarheid van plante, die reëls en dit, jy weet, waar is die water? By die see is dit baie maklik. Die lesing is, as 'n ding roer, dan vreet jy hom. Dis die lesing. So as daar goedjies onder die sand uitborrel en daai ding leef, dan eet jy hom. En so kan ek aanhou. Krap jy hardloop op die strand, jy eet hom. So wat doen jy op oorlewingskursus, as dit dan so maklik is om by die kos uit te kom? En ons het baie stroomwerk gedoen. As jy in die see sou wees en jy moet uitkom land toe, of jy's in 'n moeilike situasie van turbulente water, en jy moet daar uitkom, en dan maak ek 'n baie lang storie baie kort hierso, want wat toe gebeur is, dit was in die Hermanus omgewing, as ek reg onthou, en daar's baie seebamboese daar. As jy al by Hermanus was, tussen die rotse, daar's baie seebamboese, daai hulle wat noem die mense dit? Kelp. Dit dryf so op die water. Intel jy wil eintlik nie daar swem nie, want jy swem so half tussen die goed, en hulle hou jou vas, en hulle... Maar wat ons gedoen het, ons het die stroom gebruik, die stroom is altyd langs die rotse, dan gaan ons in die diepsee in vinnig. So jy spring in die stroom, daar waar die lewensredders sê, jy nie moet swem nie. Daar is altyd 'n terugstroom langs die rotse, direk langs die rotse. Hoekom? Want die water is dieper. Dan trek die energie, die krag van die see, trek terug langs die rots. So as jy vinnig in die diep water wil kom, of in die moeilikheid wil wees, dan klim jy in daai stroom wat jou invat. Dan maak ons 'n draai na regs, want die rotse lê regs van ons, en dan gaan ons terug na die rotse toe, en dan doen ons rotswerk. Dit beteken, jy is in die see, en voor jou is rotse wat so skuins uit lê, rotse wat 90 grade is, rotse wat langs jou lê, en jy moet dan nou leer, met jou kaalvoetjies en jou whatever wat jy aan jou het, moet jy nou leer om hier uit te klim, want jy moet jouself nou red. Dis 'n oorlewingskursus. En wat daai dag gebeur het, is, so daar's 'n golf, en dan word die golf 'n brander. En die branders gebeur, wanneer die golf op 'n sekere hoogte is bo die sand, en dis 'n 1/3 verhouding.
en wanneer hy by daai derde verbygaan, dan breek hy in 'n brander. Maar in hierdie geval is daar nie branders nie, want die golf is in die dieper see, is baie diep water. En dan breek hy, maar hy breek baie vinnig op die rotse. Hoekom? Maar die rots, dis diep water en dan is die rots skielik voor hom. En dan breek die golf, omdat daar daai steil helling is. Maar jy moet uitklim waar daai brander slaan. En dis nie 'n gekose dag nie. Hierdie ouens sal enige tyd van die dag vir jou sê, jy weet, ons spring in die see. Stormwater, stormweer, ek meen survival. Jy kies nie die dag nie, jy kies nie die gety nie, jy kies nie die oomblik nie. So hierdie branders, as hulle breek, hier is die rots waar julle sit. As hulle hierso breek, dan is dit met geweld bo-op. En jy moet jou tydsberekening reg kry, timing. Want die see sal jou altyd 'n gaping gee. Die see sal jou altyd 'n gap gee. Alright, dis die ongeskrewe reël. En jy glo dit. So jy wag vir die gaping. En wanneer die see vir jou die gaping gee, moet jy hom vat, om jy deurgaan. Jy kan nie omdraai nie. Jy kan nie halfpad teruggaan en sê, "O, foutjie gemaak," en nou draai jy om nie. Dan is jy vasgekeer. Dan gaan jy stuk inslaan. Onthou, daai rotse is toegeplak van mossels byvoorbeeld. So dit is baie skerp. So ek lê net dis kan die brander in die golf. En ek wag vir die geleentheid. Maar omdat ek bang is, en omdat ek onseker is, en omdat ek nie weet nie, en omdat ek bang is, die golf druk my op die rots. Met ander woorde, hy gaan my stuk inslaan. Hou ek aan die seebamboes vas. Want ek voel veilig. Die seebamboes in my kop sê, ek gaan nie nou op die rotse seer kry nie. Ek gaan die seebamboes los, wanneer ek besluit om te gaan, en dan moet ek vinnig gaan. Maar vir nou is dit my anker, is my lewenslyn, is die bamboes. Maar omdat die bamboes geanker is onder, op die bodem, as ek in die golf lê, wat op en af gaan, hoog, dis nou in die diepsee hierdie, né? En ek hou in die bamboes vas, dan trek die bamboes my onder die water in, my kop. Maar ek wil hom nie los nie, want ek is bang, as ek hom los, dan druk die golf my op die branders, en ek het nie ervaring nie, ek leer myself. So ek hou beangs aan hierdie stuk bamboes vas, en ek weier om te laat gaan. Maar intussen versuip ek ook myself. En intussen wil ek graag my kop oor die water kry, dat ek kan sien, wanneer gee die see vir my 'n gap, wanneer gee vir my 'n gaping. Maar ek kan nie sien nie, want wanneer my kop weer by die water is, dan is my oë vol water, my neus is vol water, ek sluk water, ek hou vas, jy weet, vasberade aan hierdie bamboes vas, en ek lê hier 10 meter, 5 meter van 'n rots af waar ek kan uitklim, maar ek is besig om myself te versuip, want ek hou aan 'n ding vas, omdat ek bang is. En dis die een metafoor wat ek vanoggend vir jou wil gee. Totdat ek wat besef het. As ek die bamboes los, met ander woorde, as die golf deurkom, en ek gaan onder die water, dan los ek hom. So my kop en ek bly bo op die golf, en as die golf deurgaan, dan sak ek weer af, dan vat ek weer die bamboes. Ek was bang dat die golf my sou verbyvat, en dan is ek stukkend. En toe begin ek die bamboes los, sodat ek bo op die water is, sodat ek kan sien waar is die gaping. Maar die bamboes was nog steeds daar en het my nog steeds gehelp. En in hierdie metafoor wil ek vir jou sê, is daar baie keer goed wat ons vashou, en dis goed wat jy moet los, sodat jy kan sien. Vang jy? Was goed wat jou vasdruk, ek gaan nou vir jou van dit noem. En tot jy dit nie gelos het nie, is jy blind, jy sien nie. En ek moes dit leer, ek het dit in oorlewing geleer. En die res van my lewe het ek dit as 'n beginsel net al hoe meer begin toepas en toepas en toepas. Dis amper soos om in 'n tronk te sit, die tronk van lewe. Die tronk van 'n land met soveel turbulensie en soveel onsekerheid, die wêreld, die planeet, chaos, waarskynlik. En voor jou is die tralies. Jy sien die venster, jy sien die tralies. Buite kan jy sien, lyk dit lekker, dit lyk beter. Jy sien die blou lug, jy sien dalk die bome en die plante. Maar jy is binne. En jy kan nie daar uitkom tot jy die tralies nie weggevat het nie. En daai tralies is die goed wat ons vasdruk.
So ons wil aan die kant kom, ons wil uitkom. Ons wil vry wees. Ons wil die lekker van hierdie lewe hê. Maar dit is net nie vir ons beskore nie. So dis die metafoor. En ek kan weer na hom toe terug verwys. Jakobus, julle moet baie bly wees as julle op allerlei maniere beproef word. Hierdie tipe teks kry jy by herhaling op plekke. En as ek gaan 'n paar groot kortpaaie vat hierso vandag, maar as ek nou 'n groot kortpad kan vat. As jy glo dat daar 'n God is wat geskep het, dan in die skepping is daar beginsels. So dis die beginsels wat hierdie groter ekosisteem wat ons noem die aarde, die heelal laat werk. Hy hardloop op beginsels. Goed soos wat? Alles wat gemaak is dien 'n doel, beginsel. Niks word vermors nie. Alles dien 'n doel. 'n Beginsel, daar's altyd interafhanklikhede en daar's altyd hierdie ripple effek. As jy iets hier seermaak, dan het dit 'n impak op 'n ander plek. En so kan jy aanhou. Maar een van die interessante beginsels is dat in die oop sisteem van God se skepping, agter dit, is daar 'n robuustheid, daar is ook 'n hardheid. Met ander woorde, jy word, soos in hierdie taal, ook beproef in die sisteem, want dis in die swaar dat jy ook groei. Dis in die beklei dat jy ook sterk word. En die sisteem laat toe vir terugdruk. Hy laat toe vir 'n bietjie swaar kry, sodat ons sterker aan die ander kant kan uitkom. Ek sê baie keer vir jonger mense deesdae met kleiner kindertjies, en ek het 3 dogters en 6 kleinkinders, en ek besef, jy weet hoe graag ons kinders wil veilig hou, of ons kleinkinders, en ons wil dit vir hulle in 'n sekere sin maklik maak. Die beste skool, die beste dit, ons wil dit vir hulle lekker maak. Asof dit net 'n gelykpad is, asof daar nooit enige opdraande sal wees nie. Oppas vir dit. Jy moet nie jou kind so oorbeskerm, dat hy of sy naderhand nie meer probleme kan oplos, en nie konflik kan hanteer nie, en nie kan leer hoe om terug te beklei nie, en nie kan leer om hard te werk nie. Daar's 'n stuk robuustheid, en die skrywer van die teks sê, dis nie noodwendig sleg nie, right? Dan in vers 6, 'n mens moet egter met volle vertroue vra, en beslis nie twyfel as jy vra nie. As iemand twyfel, kan dit vergelyk word met 'n golf in die see, wat deur die wind in allerlei rigtings rondgegooi word. So, aan die een kant beproewing, aan die ander kant 'n stuk beslisheid. Daar's aksie, daar's 'n doelgerigtheid, en ek wil daarby uitkom ook vanoggend. In my voorbereiding het ek vroeg in hierdie week vir myself gesê, my en Hetty se gesprek was, daar's baie turbulensie op die planeet, maar daar's baie turbulensie in ons land, maar daar's ook baie turbulensie in 'n gemeenskap soos hierdie, 'n geloofsgemeenskap. Ouens verskil van mekaar, ouens word baie keer kwaad van mekaar. Die een is 'n aanhanger van hierdie kant en die ander is 'n aanhanger van daai kant. Konservatisme aan die een kant, liberalisme aan die ander kant. Nou kan jy verskillende woorde vir dit gebruik. En ons is ook besig om dit aan mekaar te doen. Ons besig om mekaar seer te maak. En dan kom jy by 'n geleentheid soos hierdie en jy sê, maar kom ons bid saam. En dan is die vraag, maar wie gaan bid? Of vir wat bid ons? Of bid ons links om die boom, of bid ons regs om die boom, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. So met dit in gedagte, het ek besef, maar wat ons soek is wysheid. Jy soek wysheid. En toe gevra, maar wat is wysheid? En hier is 'n poging. Wysheid is die toepassingsvermoë, my vermoë om toe te pas. Die kombinasie van 3 goed. Een is kennis wat algemeen beskikbaar is. It's no longer the haves and the have-nots. Ja, daar is nog baie van dit ook. But it's the haves and the want-nots. As jy wil weet, is dit daar. Maar nou is die kuns om te kan onderskei, wat is inderdaad die waarheid? Want die waarheid word opgedis in baie verskillende maniere, is dit nie? En ek en jy weet nie altyd wat om te glo nie, ons is onseker. Saam met dit kom ervaring, lewenservaring. Dit is seker die mees kragtigste leerskool. Die Griekse woord pronesis beteken letterlik praktiese wysheid. Jy raak wys omdat jy speel, omdat jy leef, omdat jy doen.
Die Japaneese het hierdie konsep, wat hulle by die Grieke gekry het, vervolmaak in hulle besigheid. Met ander woorde, hulle laat toe vir praktiese wysheid. In ons westerse wêreld sê ons, ek het al die kennis, julle werk vir my, ek moet jou net kry om te doen wat ek sê. Ek moet jou kry om te glo wat ek glo. Die Japaneese sê, nee. Hier sit 'n enorme klomp intelligensie. En elkeen van julle verteenwoordig intelligensie. My kind as leier is om die kollektief van dit te ontsluit en te laat werk tot die groter geheel. Fascinerend, is dit nie? Bietjie anders. Maar dis praktiese wysheid. Die ou wat op die vloer werk, weet meer as wie jy dink. En dis daai wysheid wat geïmpliseer word. Die derde een is die van goeie oordeel. Goeie oordeel is 'n persoonlikheidskenmerk, dis in alle waarskynlikheid 'n gawe. Ek weet nie tot watter mate dit vir almal bedeel is nie, maar as jy goeie oordeel het, is jy in 'n baie goeie spasie. En dis die kombinasie van dit. So ons wat hierdie lewe navigeer, die tweede lyntjie daar, deur insig, onderskeiding, reg en verkeerd, daar's chaos, en dan etiek, moraliteit. En as ek die kort pad kan vat op dit, jy weet wat is reg en jy weet wat is verkeerd. Moenie hierdie goed te ingewikkeld maak nie. Hier binnekant, intuïtief, jy weet baie beter wat is reg en wat is verkeerd. En dan trap jy nog steeds in die gat om die verkeerde ding te doen, en dan laat jy jou brein toe om deur 'n ander proses te hardloop, waar jy rasionaliseer, jy kan verduidelik, jy kan, as jy sukkel om hierdie ding te verstaan, dink aan 'n man wat 'n nuwe bakkie koop, die nuwe Toyota, maar hy het nie met sy vrou deurgepraat nie. Right. Goeie, stupid besluit daaroor, is 'n Toyota. 2, ek rasionaliseer dit. 3, ek oortuig myself en haar, en in die proses bedrieg ek eintlik so bietjie. Ek verneek so bietjie. En sonder dat ek besef, verraai ek eintlik myself. Dis 'n proses wat in jou brein gebeur. Almal van julle se breins werk so. Ons het hierdie ongelooflike vermoë om 'n standpunt of iets wat ons in glo te kan verduidelik, rasionaliseer en dan die fight te fight. Wen of verloor. En jy moet bewus wees van dit, want in die proses maak jy ook lekker droog. Jy het miskien gewen, maar jy het nog steeds droog gemaak. So ek sê vir jou, ek en jy weet baie meer, baie beter as wat ons dink. Mense weet meer as wat ons dink. En ek en jy moet respek hê vir dit. En dan kom Romeine 8 na ons toe en sê, nou help die Gees ons met al ons swakheid. Dis hoekom ons in die nuwe bedeling na Christus die Gees van God in ons het. Verhouding is herstel, ek is 'n nuwe mens, ek het die krag van die Gees in my. Maar ons het geen idee waaroor ons moet bid nie, sê die teks. Hoe scary is dit? Ons is nie seker waaroor ons moet bid nie. So ek wil nou maar vir julle sê, as dit ons tema geïnspireer het, ons weet nie waaroor om te bid nie, welkom. Dis nie nuut nie. Ons weet nie waaroor om te bid nie. Maar die Gees bid ook namens ons. En jy moet vashou aan hierdie bietjie van 'n misterie. Dat as jy die Gees van God in jou is, in jou het, en jy weet dit, in die na-Christus tyd, dan is my gees soek uitdrukking in lewe, maar my gees getuig ook saam met God se Gees rondom die waarheid, en my soeke na dit. En sonder dat ek besef, as die Here weet wat vir jou belangrik is, en wat saak maak, sal die Gees van God ook vir jou help, om daarby uit te kom. Dit gebeur intuïtief, dit gebeur op outomaties. Want ek en Christus word een in die Gees. As jy 'n gelowige is, het jy Christus in jou. Dis die geheim van die evangelie, Filippense 1. Jy het Christus in jou, wat beteken dit? Jy het die Gees in jou, wat beteken dit? Jy het die krag van die Gees in jou, wat beteken dit? Daar is 'n deurlopende gesprek van een tussen my en God. 24/7. 24/7. 24/7. As jy jou lewe leef, en maar net hoop, as jy nou en dan 'n bietjie van 'n herlewing en 'n opflikkering, is jy nog in die ou bedeling, dan jy vasgehaak in die voor Christus tyd. Jy mag gelowig wees, maar jy verstaan nie die radikaliteit van wat dit beteken om te sê, Christus is die Here van my lewe nie. So, met dit in gedagte, kom ek beskryf die spanningsveld. Nou, ek het vir gesê wat ek vandag hier gaan praat, en as sy nou in my oor kan fluister, dan gaan sy sê, Kaleroos, jy gaan te stadig hierso, jy gaan nie by hierdie goed uitkom vandag nie. So ek gaan probeer vinnig hier deurgaan.
ek probeer 'n konteks skep vir jou om te verstaan, hoekom is ons so onseker en bang. Ek het alles op een skyfie gesit, maar daar's nog 'n skyfie en nog 'n skyfie en nog 'n skyfie. Swak dienslewering, is genoeg om my mal te maak. Ek sukkel om brandstof by jou in te gooi, as ek sien, hy kan nie eers sy toilet ordentlik bestuur nie, dis waar ek is. Ek sukkel om terug te gaan na 'n restaurant toe, in die groot dorp, as hulle 4 tipes brood adverteer by die ontbyt, maar hulle het net 2 in die yskas. Ek verstaan nie hierdie goed meer nie. Ek sukkel om te verstaan hoekom is ons water noodwendig vuil, terwyl ons nie lank terug nie, verstaan jy nou, ek gaan nie daaroor praat nie, jy kan dit bysit, ek gaan nie daar draai nie. Hier's wat Callie dink, is van die diepere goed wat jy nie noodwendig sien nie, wat jou moeg maak, wat spanning skep, wat jou bang maak. En ek gaan hulle vinnig noem. Nommer 1. Dis my vereenvoudiging van 'n baie komplekse ding. Daai middelste een sê, daar's God se bedoelde wêreld. Wat het God bedoel? Wat het God bedoel met die huwelik? Wat het hy bedoel met werk? Wat het hy bedoel met die Sabbat? So dis die bedoelde wêreld. Dan is daar aan die ander kant die geïnterpreteerde wêreld. So ek en jy gaan in ons ontleed die teks en die boodskap van 'n paar duisend jaar terug binne die konteks van ons interpretasie en die tydsgees waarin ons leef, en ons probeer dit van toepassing maak na vandag toe. Maar dan is daar vreemd genoeg ook die, wat my aanbetref, die gemanipuleerde wêreld, waar ek vanuit my ideologie, vanuit my oortuiging, vanuit my goed, die woord so manipuleer, dat dit my standpunt bevoordeel, maar dit is nie noodwendig die waarheid nie. Maar ek doen dit ook gelowig. Ek dink dis waar ons synodes baie keer vasgedraai is. Algemene synode as 'n voorbeeld. Hulle is so besig om die eenvoud te manipuleer deur persoonlikhede, predikante wat hulle eie agendas dryf, dat hulle op die ou einde sukkel om die waarheid raak te vat, geïnterpreteer in die tyd wat ons leef, en die gesprek oor wat God heel in die begin bedoel het, is nie eers op die tafel nie. So 'n bietjie van my verstaan wees. En ek en jy ons is slagoffers van dit. Het gebeur elke dag, het gebeur oral. Het julle aanvoeling vir wat ek nou gesê het? Het ek genoeg gesê? Spanningsveld, dis soos 'n landmyn. Dis soos 'n mynveld, en hierdie is een van die goed wat kan ontplof in jou lewe. En jy kan lekker vasdraai in daai pot. Daar's predikante as voorbeeld, wat synode na synode hierdie gevegte beklei. En al wat ek baie keer vir myself sê, in stille verbasing, ek gaan nie so toe nie, so terloops, maar in stille verbasing sê ek, hoekom speel jy net terug na wat God wou gehad het nie, né? Nie so maklik nie. Nie so eenvoudig nie, Callie. Tweede een, moeilike een, maar ek hoop ek sê hom reg. Toe God met die mense pad stap voor Christus, die ou bedeling, dan stap hy 'n pad met die kollektief. Dis die volk Israel. Dis net die volk Israel. Al die ander is buite. En hy stap met hulle daai pad, en hy wil hê hulle moet in gehoorsaamheid hom volg. Julle ken die Bybelgeskiedenis beter as ek. 4000 jaar voor Christus, daai hele proses wat vir ons opgeskryf is in die Ou Testament. So God stap 'n pad met die volk. Die volk moet gehoorsaam wees, maar die volk maak droog, hulle is ongehoorsaam, en dan straf die Here hulle. Dan kom hulle tot inkeer, die volk, die kollektief, en dan kom die kollektief weer en hulle doen iets goeds, en God gee vir hulle die oorwinning, en hy oorwin die vyand, en daar's weer nuwe hoop en nuwe lewe en 1000 ander goed. Maar in die gesukkel en gespartel is dit so gesukkel, dat hy naderhand vir hulle 'n wet gee, 'n reëls, 'n reëlboek. Die mens gaan eie aan sy natuur, en hy maak die reëlboek baie meer ingewikkeld as wat dit bedoel was om te wees, sit baie goed by, en dit word 'n beheerde, gekontroleerde wêreld. En die hele ou bedeling, vorige bedeling, tot by Christus, selfs nog met Christus se optrede, is in daardie paradigma. En Christus se grootste bekleie, toe hy op die planeet was om die skrifgeleerdes, die fariseërs, met ander woorde die ouens wat op daai manier dink, te kon probeer oortuig dat hier kom 'n nuwe bedeling. En hierdie nuwe bedeling is heeltemal anders. Nou dat baie goed verander met sy koms. In hierdie konteks, in vandag se gesprek, noem ek net hierdie een voorbeeld. Die skei wat kom met Christus en die uitstorting van die Heilige Gees, is kom ek noem dit maar die locus skuif van die kollektief, die volk, na die individu toe. Jy het die Gees van God in jou.
Dis nie meer dit nie. In die kollektief het nie almal die gees van God gehad dieselfde nie. Inteendeel, God het by tye of vir die koning of vir die profeet meer gegee van sy seun, want hy moes hulle lei as 'n kollektief. Daai wêreld bestaan nie meer nie. En wanneer die eerste Christene uit Jerusalem uit pad gee, en hulle gaan daai vreemde wêreld in, en hulle is op hulle eie, en daar's geen struktuur nie, dan gaan hulle as individue, en hulle begin aan mekaar toe draai in gesinsverband, en hulle begin aan mekaar toe draai in klein gespreksgroepies in huise, en so ontstaan die kerk. En so word dit die mees veranderende proses op die planeet van iets met kultusstatus wat die hele wêreld verander. Die wêreld sit tot 'n groot mate vandag sy hoop in die Christendom. En dit gebeur in die eerste 200 jaar na Christus. Verwoestend. Die bietjie Christene wat in Jerusalem aanbly, die Jerusalem Christene, word eintlik die ander Christene se groot vyand. Hulle beklei teen mekaar. Oor wat? Besnydenis. Die besnydenis het hulle mal gemaak. Die Jerusalem Jode sê, Christene sê, ons besny, die ander sê, is nie so belangrik nie, Paulus en bende. Fascinerend. Maar die groot skuif is wat? Weg van die kollektief, na die individu toe, na jou toe. Jy het Christus in jou, en jy die gees van God in jou, die krag van die gees in jou. Die kerk gaan, en ons skep weer bietjie van 'n vermenging. Ons krap terug na die kollektief toe, met goeie intensie. Want ons moet dit beheer, ons moet mense beheer. Die kerk moet beheer uitoefen oor sy lidmate. Dit was nie in die begin daar nie, dit kom later. Die staat meng ook in. Dis nie my gesprek vanoggend nie. Maar wat ek vir jou wil sê is, ons is nog verward hier, tot vandag toe. Met ander woorde, as Californië brand, omdat ouens in Hollywood verkeerde goed gedoen het in die vertoning, en teen God gepraat het, dan sal Christene vinnig op sosiale media spring en wat sê? Dis die Here wat straf, en hy straf die kollektief. Hy straf die hele stad, en hy brand die stad. Dis God wat hulle straf. Dis nie waar nie. Maar dit is nog steeds hoe ons dink. Dis die vorige bedeling. En dan sal ons goedjies post van 'n huis wat nie gebrand het nie. Hy spierwit. Hy het nie eens rook op sy mure nie. Daai post kom nie uit daai stad uit nie. Maar ons post dit asof dit die waarheid is, asof dit die evangelie is. Want wat wil ons eintlik vir die wêreld sê? Ons God sal julle straf as julle nie, gehoorsaam is, as julle ongehoorsaam is, en 1000 ander goed. Dis die kollektief. En wanneer Jesus saam met sy disippels skuif, en hy moet nou vir die laaste keer Jerusalem toe gaan, om gekruisig te word, en hulle stap deur 'n Samaritaanse dorp, Lukas 9, dan gebeur wat? Dan sê die Samaritane, ons soek daai man nie hier nie, Jesus, want hy is nou haastig Jerusalem toe, ons is nie belangrik vir hom nie, hy moet verbyhou. Dan word Jakobus en Johannes word kwaad, en dan sê hulle vir Jesus wat? Kan ons bid dat God hulle straf met vuur, en hulle vernietig, hierdie hele stad? God straf die kollektief, God kan 'n stad vernietig. Dis hulle tradisie, dis hulle oortuiging. En dan sê Jesus wat vir hulle? Is julle nou simpel? Hoekom wil julle dit doen? Stap net verby. Julle moet volgende hoor, dat daar het iets so radikaal gebeur met Christus se koms. En ons is baie keer nog terug. Maar eintlik is dit bedoel om anders te wees. Christus het aanbeweeg. En ons? Ons wil nog steeds sê die Here moet kom en hy moet die nasie vernietig of wat ook al. Dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie gebeur nie. Dit is anders. Ek sal nou by die antwoord kom, dink ek. Dan onsekerheid teenoor isolasie. Aan die einde van 'n wêreldoorlog of 'n groot oorlog, ons eie land se bosoorlog as jy wil, aan die einde van dit en aan die einde van net 'n pandemie soos COVID, kry jy 'n ekonomiese depressie.
En dis as gevolg van isolasie en onsekerheid. Julle leef in die neerslag van die pandemie. Dit kon net sowel 'n oorlog gewees het. 2 jaar, min of meer, van isolasie, onsekerheid. Dit tas jou identiteit aan as mens, dit laat jou twyfel, jou menswees het seer gekry, jou besigheid het seer gekry. Die goed wat jy in glo, julle wil nie weet wat dit gedoen het aan ons kinders nie. Isolasie, onsekerheid. Jy verstaan dit nie, dit gebeur nie onbewustelik. Inteendeel, die syfer op die planeet van selfdood gaan op, so, na die pandemie. Hoekom? Ek het mos nou vir jou gesê wat dit is. Jou identiteit as mens, jou selfwaarde, het seer gekry. Wie jy is onseker, en jy is bang. Jy het net vergeet hoe bang jy was. Jy was bang vir die dood, jy was bang vir goed. Daai is nog steeds in jou. En dit maak jou ook twyfel, dit maak jou onseker. Want jy is eintlik bang om weer terug te gaan soontoe, is dit nie? So al wat ek vir jou sê is, die futuriste sê iets so selfdood, daai syfer sal eers draai in 2030. Want dis die probleem met 'n ekonomiese depressie, hy vat baie lank. 'n Resessie is baie kort, net so, die ekonomie vat so 'n dip. Lyk amper so 'n hartmasjien wat daar op 'n lyntjie hardloop, en maak hy so 'n blip, die resessies. 'n Depressie is 'n lang afwaartse lyn, en dan eers klim hy weer uit. Jy leef in daai tyd. So terloops, daar's baie goed, maar daar's een ding wat jou kan uithelp uit dit uit. En dis om jou selfwaarde as mens weer terug te vat en dit te oefen. Met ander woorde, jou identiteit. En as ek mag sê, ook jou identiteit in Christus. Wat beteken dit regtig? Dis hoe jy daar uitkom. So jy behoort nou 'n meester te wees van selfbestuur, selfleierskap, jou kinders ook. Inteendeel, as ek die minister was, sou ek dit 'n nuwe skoolvak gemaak het. Dis nie die ou lewensoriëntering nie. Dit is swak bestuur. Ek sou 'n skoolvak gehad het waar kinders leer om hulle self te bestuur in terme van besigheid, families, die samelewing en hulle sosiale maatskaplike verantwoordelikheid ensovoorts. Dit sal die nommer 1 vak wees. Wiskunde kom tweede. Maar ons kan nie so dink nie, want ons is vasgedraai in die bietjie goed wat ons het, asof dit nou alles is. En ons sukkel om te verander, is dit nie? Ek is van spoor af, klim terug Kali. Nommer 4, depressie, identiteit, in die middel, identiteit. Al wat ek vir jou wil sê is, as jy terugleef in die verlede, jy's 'n meester van as ons maar net kan teruggaan na die ou dae toe. As dit maar net kan wees soos wat dit was. En jy gaan terug en jy leef en rationaliseer en jy doen alles terug vanuit die verlede. Maar dit gaan nie gebeur nie. Daai goed gaan nie terugkom nie. En jy bly lank genoeg in daai spasie. In die ekstreem gaan jy depressief raak. Jy gaan magteloos depressief raak. Dis die ekstreem van dit. As jy in die toekoms probeer leef, met ander woorde, as ons vorentoe gaan, dan soek ek 'n visie, ek soek 'n liggie in die tonnel, want ek is bang. En my vrees maak dat ek hoop ons kan eendag vorentoe, maar ek leef in my vrees, maar my vrees word geprojekteer die toekoms in. Dan word jy 'n slagoffer van angs. Jy's angstig. En ek sê nou vir jou kategories, en ek's nou nie 'n sielkundige nie, as jy hierdie ding verkeerd leef en verkeerd verstaan, sal jy of word 'n slagoffer van depressie, of jy sal word 'n slagoffer van forme van depressie in die ekstreem nou, of jy sal word 'n slagoffer van angs. Dis hoe dit werk, of beide. En baie van ons gaan dokter toe. En ons het allerhande pyne, maar eintlik is dit maar net simptomaties van wat? Van ons beangstigheid en ons moedeloosheid om 'n sinvolle lewe te leef elke dag van ons lewe. Is dit nie? En hierdie is die moeilike goed. So kan jy basies antwoord. Waar ontsluit jy dit? Jy moet na die middel toe kom. Dis die twee ekstremes, depressie en angs. Jy moet in die middel kom. Wat is middel? Dit beteken jy leef jou lewe in die hier en nou.
Met ander woorde, ek het nie 'n oordrewe beheptheid met wat was nie, maar ek leef ook nie beangs en vrees oor die onsekerheid van die toekoms nie. Ek vat al my energie na die goed toe wat ek vandag meer sinvol besig kan wees, wat hierdie dag 'n beter dag maak. Jy kom middel toe. En in die oomblik wees beteken dat jy baie bewustelik hier is. Soos nou, jy luister nou na my. Jy's hier nou. Dis wat dit beteken. Want as jy nie hier is nie, is jou kop besig om weg te hardloop met die goed wat jou bang maak, of jy is besig om te hinker na dit wat agter jou lê. Inteendeel, ego, die slegte kant van ego, doen presies dit. Hy gaan terug. Hy leef vanuit die verlede. En ego, ons het almal ego. Ego het 'n mooi kant ook. Maar die slegte kant is jy opereer uit die verlede uit. Die volgende punt wat ek graag wil maak, vanuit my eie fasilitering van besighede, ons is vasgevang aan die een kant die transaksionele wêreld. Ek's 'n oud soldaat, soos al wat ek ken eintlik is maar 'n soldaat wees. Eerste Wêreldoorlog, transaksionele leierskap. Die troepe lê in die loopgrawe, hulle mag nie dink nie, hulle hoef nie te dink nie, jy gee vir hom kos en hy skiet vorentoe. Daar bly hy. Daar's nie charisma nie, daar's nie beweging nie, daar's geen dinamika nie. En toe Winston Taylor die boek geskryf het, die groot besigheidsboek van die vorige eeu, die nommer 1 boek, in 1912 ek dink. Die titel van die boek was Scientific Management en word die fondasie van die industriële revolusie. En die leierskap binne in die industriële revolusie. Baie van julle, ek het in daai wêreld gewerk, nie lank terug nie. Dis 'n stadige wêreld, hy stagnant, hy beweeg nie vinnig nie, daar's nie verander nie. Jy werk met herhalende goed. En dis hoe jy 'n groot motorfabriek aan mekaar sit. Die Japaneese doen dit tot vandag toe nog, as die een komponent van hulle goeie Toyota besigheid. Niks fout daarmee nie. Daar sal altyd transaksionele prosesse wees, maar hulle moet goed wees. Inteendeel, toe ek 'n student was, het AP Training op die kampus kom praat en hy het gesê, jy kan nie 'n land regeer as jy nie goeie administratiewe prosesse het nie. En julle ervaar dit nou elke dag van jou lewe, dat jy kom op plekke waar jy diens verwag, munisipaal, provinsiaal, nasionaal, enigiets wil jy doen, en die diens is nie daar nie, want die administratiewe prosesse is nie goed nie, hulle is nie verfyn nie. Daar's 'n gebrek aan mense, daar's 'n gebrek aan kundigheid, daar's 'n gebrek aan 'n klomp goed. Hy was reg. Die transaksionele prosesse is belangrik en hulle moet daar wees, maar die wêreld het verander en hy het vinnig verander. En as jy nie aanpas nie, is jy nie in die spel nie. So in die Tweede Wêreldoorlog skuif dit na mobiliteit toe. Die ouens hou nog steeds die loopgrawe, maar nou is die panser besig om te beweeg en die valskermouens spring uit die lug uit. En elkeen het sy eie bevelvoerder en al daai bevelvoerders neem besluite. En dit word die nuwe wêreld vir ons tot 'n groot mate. 70s, 80s, 90s, 2000s. Vandag, Kali, al hierdie prosesse, jy het transformele leierskap nodig, ons land verseker, jy het transaksionele prosesse nodig. Maar wat ons ook nodig het, en baie van, is transcenderende leierskap. Is die vermoë om te gee, die vermoë om ander mense goed te maak. En ons probleem in 'n land soos hierdie is, ons het lankal opgegee op ons mense of die menspotensiaal. Ook maar gedefinieer deur ras en politiek en kleur en die verlede. En ouens word bevooroordeel en ek word benadeel net omdat ek wit is. So al hierdie goed is besig om ons wat? Uit die spel uit te haal, né? In ons koppe. Terwyl die ontsluiting om vorentoe te gaan, is om mense goed te maak. En die manier om mense goed te maak, is jy met jou kennis kan vat en dit vir ander ouens gee, sodat hulle kan beter word. As jy nie dit doen nie, is jy in baie groot moeilikheid, en so die res van ons. En al wat ek hiermee vir jou probeer sê is, jy besef dit nie, maar jy is elke dag 'n slagoffer van die gebrek aan transcenderende leierskap in 'n besigheid, wat ouens goed maak, of die transformele leierskap, die charisma, wat mense motiveer en inspireer. En weet jy wat sê het? Soveel jare na die begin van die industriële revolusie, is ons transaksionele prosesse ook besig om te val. En hierdie vermenging is 'n mynveld. Hoekom hou ons dit so? Hoekom maak ons baie keer vas? Omdat ons bang is. Ons wil in beheer wees. Jy wil in beheer wees van mense.
En dan dink jy, as jy hulle meer polisieer, meer reëls maak, amper soos die Ou Testament, dan gaan jy hulle wen. Jy gaan 'n goeie uitkoms hê. Dis nie waar nie. Maar ons het daarmee groot geword. En dis deel van hierdie mynveld. Toe het ek nog enetjie gekies. Ek weet is baie. Hierdie is maar net een van my gunsteling goed. Onthou nou, hierdie lys gaan aan en aan en aan, hè. Jy gee 80% van jou energie elke dag na die goed toe wat jy niks aan kan doen nie. Waar of onwaar. As jy op Facebook is en jy kyk na wat ons post oor die politiek in die wêreld en al daai goed, dan gaan jy of links of regs saam met die posts, is dit nie? En jy lees hierdie goed. En dan gee jy 80% van jou tyd na goed toe wat jy niks aan kan doen nie. Baie minder as 20, gaan na die goede wat jy iets aan kan doen. Jy moet daai 2 persentasies omdraai. Oorlewing in die Afrika wildernis het dit vir my geleer. As ek in die nag lê en ek stres oor die leeu's, en ek weet nie waar hulle is nie, maar ek hoor hulle, en dan slaap ek nie, en môre is ek moeg. Die leeu's eet nie sommer mense nie, maar ek het dit nou nie geweet nie. Maar wat ek kan doen, ek kan 'n skuiling bou. Wat ek kan doen, ek kan stokke kry om vuur te maak. Wat ek kan doen, ek kan 'n stryk stel en 'n visant eet saam met die babervisie wat ek gevang het. En wanneer ek al daai goed doen, voel ek veiliger en voel ek sterker. En ek bou 'n skuiling sterk genoeg met die Mopani stompe en die binnebas van die knoppies doring dat die leeu's kan nie daar inkom nie. Ek gaan vir kwaliteit werk in my oorlewingsspasie. En hoe groter ek daai sirkel maak, hoe minder impak het die leeu's op my lewe. Maar dis nie wat ons doen nie. Ons lê vannag in die bed en dan top ons oor hulle. En die hulle maak dat jy kom in die eerste koffieshop gesprek van die oggend, waaroor praat ons? Ons praat oor hulle. Ons praat oor die goed wat jy nie iets aan gaan doen nie. Probeer dit omdraai, hoor vir Kaleroos. As jy daai 2 persentasies andersom doen, baie groot moeilikheid. So hoe kom ons hier uit? Die ou brein, ek het al soveel keer gesê, die ou amygdala, die amygdala, daai agter in jou brein is daar so klein kolletjie, so klein dingetjie. Ek noem hom die ou amygdala. Hy het 'n funksie, en elkeen van julle se breins, en wat hy doen, en ek het dit net baie eenvoudig in Afrikaans probeer sê, staande denkraamwerk, hy beskerm jou geloof, hy beskerm jou wat jy weet, hy beskerm wat jy van oortuig is. Dis sy job. So moenie vir hom kwaad word nie, en moet hom nie probeer uithaal nie, jy gaan moeilikheid maak, los hom daar, want hy beskerm jou. Hy beskerm jou met veg en vlug reaksies of vriesreaksies. Interessant vandag, die reaksie wat ek dink ek meer by mense sien as enigiets anders, is die van 'n Engelse woord flocking. Met ander woorde, ons flok na mekaar toe. As jy Sondag by hierdie gebou instap en kyk hier rond, waar is daai ou wat saam met jou polities en andersins bietjie saamstem? Dan stap jy na hom toe want jy voel veilig daar. That's flocking. Met ander woorde, ons flok na mekaar toe want ons voel veilig daar. Jou brein doen dit op outomaties. Wanneer die brein dit doen, doen hy sy werk. Hy doen 'n goeie werk. Moet dit nie beklei nie. So daai selfe deel van die brein, die goed wat jy reeds glo, wil hy bevestig. So jy soek versterking. Jy sal enigiets doen om net te bevestig, hierdie is die waarheid. Nommer 3, die ou brein wil jou reg bewys. En dis die feit. Jy wil vir die ander ou bewys, jy's eintlik reg. Oei, daai ding wat ek laasweek vir jou gesê het jy gesien? Het jy gesien? So die brein doen al daai goed om jou te beskerm. Dis fyn. Hier is die probleem. Daai deel van die brein is vinniger as die voorste deel van jou brein, die frontale deel, wat toelaat vir nuwe idees, nuwe oortuigings, en nuwe insig. Verstaan julle? So hy hardloop vinniger, en dan trek hy eintlik maar 'n kruis deur die moontlikheid om te kan verander en aan te pas. Dis hoekom ons nie kan verander nie. Ons kan nie aanpas nie. Jy wil by die bekende goed bly, en hoe ouer jy word, hoe sterker is daai ou leers vasgelê, is dit nie. Wat jy ook al doen, moenie my stoel rondskuif nie, moenie my koppie skuif nie. As die brein dit doen, dan moet jy verstaan, as jy wil hê mense moet verander, dan moet jy hulle oortuiging verander. En dis die moeilike werk, maar dis moontlik.
En dis waar ons eintlik ons tyd moet spandeer, is daai diepere insig van verstaan, sodat ek hierdie fundamentele denkraamwerk skuwe maak rondom goed. En dan is die harde realiteit van die vorige skuifie, maar dit is nie maklik nie. So hou net dit in jou agterkop. So hoe kom ons hier uit? So ek gaan nou afsluit met 'n klompie gedagtes en 1 of 2 tekste. Hoe gaan ons vorentoe? So wat ek in die eerste deel gedoen het, ek weet dit was nou 'n lang deel. Ek het probeer vir jou sê hoekom ons vasgedraai is. Ons soek ankerspasie. Ons wil vorentoe, maar ons weet nie hoe nie. En ek het vir jou 'n klomp redes gegee van hoekom dit is. En van die goed wat ek genoem het, weet jy nie eers dat dit die redes is nie. Dis my verstaan. So ek hoop dat dit vir jou iets beteken, ergens. Ek hoop jy verstaan iets. Ek probeer nie 'n oordeel op dit sit van dis goed of reg of sleg nie. Al wat ek vir jou sê, hierdie goed is net. Transaksionele prosesse in die wêreld word nie goed bestuur nie. Dis 'n probleem. Maar daar is ook nie transcenderende leierskap nie. Dis 'n probleem. En so kan ek nou aanhou. Jy kan nie meer met 'n ou Johannes Jakobus brein rondloop op die planeet en sê die Here moet nou maar kom en die vyand straf nie. Die Here moet nou maar kom en Amerika uitsorteer nie. Dis nie wat hy doen nie. Daai dae is verby. Gewone Christen mense soos ek en jy kan dit doen, ja. As ons speel binne die konteks van God se plan ensovoorts. So kom ons gaan soontoe. Ek hoop hierdie werk vir julle. Goed, daar's daai eerste vers weer, né? Daai een wat ons bang maak. Moenie dat hierdie huidige tydsgees wen in julle lewe nie. So die implikasie in Romeine is daai tye. O, so terloops, daai tye, wat was daai? 'n Soldatewêreld, oorlog, prostitusie, lae vlakke van sosiale morele waardes, pandemies, baie erger as wat ons nou gehad het. Pandemies. As Masels daai klein wêreld gevat het hy baie mense doodgemaak, as 'n voorbeeld. Kinders was nie ingespuit vir Masels nie, hulle het net dood gegaan. So, as hierdie ou skryf, Paulus, en hy sê, moenie dat hierdie huidige tydsgees julle onderkry nie, dan bedoel hy, die lewe is taai. Dan sê hy, moenie dat dit julle gedrag bepaal nie. Moenie dat daai gees, daai tydsgees jou gedrag bepaal nie. Inteendeel, laat God toe om julle manier van dink te verander en dit nuut te maak, nuwe denkraamwerke, nuwe verstaan. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is. Daar's die goeie nuus. Kan ek en jy weet wat die wil van God is? Ja, jy kan. Maar dan moet jy dit toelaat. Dan moet jy in gesprek gaan met God. Julle sal weet wat goed is in sy oë. Julle sal weet wat maak God se hart regtig bly. En julle sal ook weet wat is reg en volmaak in sy teenwoordigheid. Met ander woorde, die goed wat ons dink, ons nie by gaan uitkom nie, ons kan daarby uitkom. Dis al wat ek wil hê jy moet hoor. Kom ons praat 'n bietjie oor die hoe. Tweede metafoor, net vinnig. Ek gebruik dit deesdae baie in besigheid om 'n punt te maak, 'n ander punt. As jy op 'n brug staan en jy vloei water deur van 'n rivier, en hier waar jy staan, wil jy hê die water moet skoon wees. Maar jy gaan eers meet af, daaronder. Jy gaan eers daai kant toe, onder toe, gaan jy meet en weet. Dan is dit te laat. En dan wat ons in besigheid doen, ons probeer dan die besigheid regmaak met die meting wat aan die einde is. Nou is dit 3 maande in die pad af. Maar die water is al 3 maande terug onder die brug deur, vang jy? So waar wil jy die skoon water hê? Jy wil nie die water om skoon wees wanneer dit by jou kom, waar jy staan. As jy dit wil doen, dan moet jy al die goed wat jy doen, stroom opdruk. Ons is geoefen in ons breins om alles stroom af, te meet, te analiseer, te ontleed. Ek sit in kwartaalvergaderings van besighede, dan kyk hulle na spreadsheets met nommertjies op, van die vorige 3 maande se prestasie, en raai wat? Hulle het dit nie gemaak nie. En raai wat? Daar's ook nie 'n uitkoms nie. Raai wat? Daar's geen kreatiwiteit daar nie. Raai wat? Daar's geen innovasie daar nie. Ouers, dit is soos om jou lewe te bestuur vanuit die black box wat agter in 'n vliegtuig is. Jy krap heeltyd terug in daai swart boks. Daar's niks daar nie. Dis te laat. Die wêreld is te vinnig vir jou. As jy wil hê mense met hulle gedrag verander sodat die water skoon is, moet jy stroom opgaan en sê, wat moet ons hierbo doen?
En wat moet ons anders doen? En hoe moet ek hier leef, sodat wanneer die water by die brug kom, is dit reeds skoon? Ek hoop hierdie metafoor gaan nou vir jou duidelik word. Eerste punt wat ek maak, hoe kom ons hier uit? Galasiërs 6:5. Jy aanvaar aanspreeklikheid vir jou eie lewe. Hierdie is 'n scary vers, hoor. Onthou nou waar kom ons vandaan? Ons kom vanuit die kollektief. Nou het Christus gekom, die Gees is uitgestort. En nou sê Paulus vir hulle, jy vat nou aanspreeklikheid vir jou lewe. Die gelowige sal wat sê? Nee, God vat verantwoordelikheid. Die Here sal vir ons sorg. Ou paradigma. Die kollektief, ons is deel van die kollektief. Nee, daar is nie meer dit nie. Jy vat verantwoordelikheid vir jou lewe. Is jy nog met my? Dis die teks. Jy vat verantwoordelikheid vir jou lewe. Ons dra ons eie laste, jy is aanspreeklik. Nommer 2. Toe Jesus oor die water gaan met sy disippels, gaan lê hy agter op die skuit, ek skat hy was moeg, en hy lê op 'n ding, en hy slaap. Daar kom 'n storm, hulle raak bang en beangs, hulle maak hom wakker, hulle sê, hey, hier's 'n groot storm, help. En hy sê vir hulle in soveel woorde, ek kan nie verstaan hoekom julle so oorreageer nie. En hy maak die storm stil en hy gaan aan, rustig. Wat jy moet indra in hierdie wêreld as 'n Christen, is kalmte, is 'n rustigheid. Maar dis nie wat ons doen nie. Ons is die hele tyd besig om nog kwaad en nog kwaad in te dra. Kan ons iets van Christus se identiteit ook vat en net kalm raak? Kan jy sê jy, as ons op die boot klim, moet ons nie veiligheidsgordels aansit op die potensiële stormwater? Nee, ek dink jy moet. Maar ek dink as jy eers jou gordeltjie aan het, raak rustig. Kan jy sê jy, ons moenie 'n bietjie gebeurlikheidsbeplanning doen nie? Wat as daar is? Nee, ek sê doen dit. Maar wanneer jy op die boot is en wanneer jy wil hê daai boot moet werk, die hele ervaring, dan vra dit vir kalmte. In die ekstreem van oorlogvoering vra dit vir kalmte. 'n Besigheid wat sukkel en swaar trek, 'n gemeente wat swaar trek, vra vir kalmte, 'n rustigheid. Die afwesigheid van kalmte bring turbulensie. Dit bring manipulering. Dit bring oneerlikheid. Dit bring 'n klomp verkeerde goed. Jy wil dit nie hê nie. Nommer 3. Ek het dit reeds geïmpliseer in Romeine 12 vers 2. Maak jou intensie teenoor God bekend. Jy kan weet wat is die wil van die Here. Daai wat is die wil van die Here beteken jy's in gesprek met hom en jy sê vir die Here wat jy wil. So ons bid nie, Here, laat iets daar gebeur nie. Die Here moet jou hart hoor. Die Here moet hoor wat is vir jou belangrik. Jy moet in gesprek gaan met die Here. En 'n tip wat ek hier vir jou wil gee, is dat jy moet jou intensie, dit wat jy graag wil hê, moet jy in jou onbewuste inskryf. As jy nou iets wil gaan doen by die huis, gaan vat 'n stuk papier en 'n pen en dan skryf jy, moet dit nie tik nie. Dan skryf jy op 'n papier, bladsye, van wat wil jy graag hê? Wat's belangrik vir jou? Wat maak saak? Skryf dit. En sonder dat jy dit besef, as 'n Christen, sal jou onbewuste met die Gees van God in jou mettertyd kry om hierdie goed te begin waarmaak. Dis hoe jy dit doen. So daar's 'n groot verskil tussen gaan sit hier een kant op 'n hoopie en bid oor al die goed daar buite wat nie lekker is nie. En dan vat verantwoordelikheid vir jou lewe, die punt wat ek eers gemaak het, en dan gaan skryf jy dit neer sodat dit vir jou werk. Erken die belangrikheid van die ander in jou storie. Gaan nie net oor jou nie. Gaan nie net oor jou nie. Gaan oor ander. Kies die regte ingesteldheid. Kry 'n houding. Hier kan hierdie hele gesprek nou skeefloop en nie een van julle gaan my like na hierdie punt nie, maar ek moet dit nou maar sê soos dit in my kop is. Ek skaam my partykeer vir die ingesteldheid en die houding van mense wat sê hulle is Christene. Soveel sinisme, soveel pessimisme, soveel negativiteit, soveel hooploosheid. Is dit wie ons is? Is dit wie ons geword het? Ek meen jy loop krom
van bekommernis. Wat ek vir jou sê, trek jou skouers terug, kry ietsie in jou agterend, ek weet nie, daai moet ek anders sê. Kom uit jou blokke uit. Word 'n inspirasie vir jou kinders of jou kleinkinders. Loop voor. Tel jou kop op. Kan ons dit vir mekaar sê? Ja. Ek wou dit erger gesê het. Moenie goed te veel oordink nie. As jy aan mekaar top oor goed, dan maak jy 'n fout. En ek sê hoekom? Want minder as 2%, as dit goed is waaroor jy bekommer, minder as 2% van die goed sal gebeur. Minder as 2. Jy's besig om jouself vuisfoos moeg te maak. Dis soos 'n bokser in die kruit wat rond en na rond moet beklei, daar's nie eers 'n breek nie. Maar jy's jou eie opponent, jy staan jouself. En jy hou net aan en aan en aan. Jy moet jou brein oefen om goed uit te blok, sodat jy nie alles oordink nie. Jy word die slagoffer van dit. Moenie dit doen nie. Goed soos wat? Negatiewe emosies, negatiewe gedagtes, negatiewe konteks. Wag vir stilte, kalm, die seebamboe storie. Los daai ding. Ek het hierdie reeds gelees, toe hulle die Samaritaanse dorp wou vernietig, Johannes en Jakobus, toe sê hulle vir die Here, slaat hulle met vuur, soos in die ander plek, in Amerika. Jesus het egter na hulle toe gedraai, en hulle tereggewys. Come on. Dis nie wat ons nou doen nie. Dis nie wat ons doen nie, sê die Seun van God. So, ons moet bid vir inset, die stroom, ek's op die brug, ons moet bid vir stroom op. En toe doen ek die volgende, en nou gaan ek regtig afsluit. Ek het net 'n paar tekste gevat, en ek kan skeef trek hier, so ek kan dit mis, en dalk maak ek 'n fout, dan sal ek sal om verskoning vra. Jy moet opstroom bid, nou moet jy fyn luister wat ek nou sê. En ek is nie 'n teoloog nie, maar in my koppie bid Paulus nooit vir die val van die Romeinse ryk nie. Hy bid nie dat die Here sal kom en die stad aan die brand steek nie. Hy bid nie dat daar vrede sal kom in daai tydse wêreld wat primêr gedefinieer was deur oorlog nie. Hy bid nie vir dit nie. Dit was eintlik net 'n soldatewêreld. Hy bid nie vir dit nie. Hy bid nie vir vrede in die stad of in die dorp nie. Al hierdie tekste wat ek nou van julle gelees, kom uit sy gebedstekste uit. Met ander woorde, hy sê, ek bid vir die gemeente in Filippense, en dan gaan ek haal 'n teks daar uit, nou lees ek dit vir julle. En as jy wonder waarvoor moet jy bid, hou op om te bid vir goed wat jy hoop, as die Here dit eendag doen, sal hierdie wêreld 'n beter plek doen, want dit gaan nie noodwendig gebeur nie. Bid vir die goed wat jy kan doen, of bid vir die mens wie jy moet wees, sodat wanneer die water onder die brug deurkom, is dit skoon. Dit lyk anders. Luister nou na hierdie tekste, ek gaan hom net saam met julle lees. Almal wat toelaat dat die Gees hulle lei as kinders van God. Julle self het die Gees van God ontvang. Hy sorg dat julle nie so slawe is wat gedurig in vrees en angs vir God leef nie. Onthou jy my? Nou. Allermins, julle het die Gees ontvang. Hy het julle verander en aangeneem as God se kinders. Moenie dink julle is altyd reg nie. Moenie dink jy is altyd reg nie. Of dat julle alles weet nie. Doen julle uiterste bes om in vrede te leef. Doen julle uiterste bes om in vrede te leef hier. As jy die wêreld wil verander en jy wil hê God moet hierdie wêreld verander, namens jou, dan moet jy hier in vrede leef. Dis wat ek vir jou sê. Paulus het oor niks anders gebid nie. Hy het gebid oor die goed wat ek en jy kan doen, en wanneer ons dit doen, dan is ons Christene. Moenie wraak neem nie.
Ek gaan nou nie elke keer so toe stap nie. Moenie wraak neem nie. Moenie wraak neem nie. Los dit oor aan die Here om te straf. Hierdie is 'n scary gedagte, is dit nie? Wie onder julle het lewenswysheid en begrip? Die rede hoekom ons vanoggend hier is, ons soek wysheid, né? Wie van julle het lewenswysheid en begrip? Wel, die persoon wie se optrede van 'n goeie lewenstyl getuig. Die persoon wie se optrede van 'n goeie lewenstyl getuig. Lewe wat sin maak, 'n lewe wat planmatig geleef word. 'n Lewe waarin die vermenging reg is tussen jou talente, jou gawes, jou Godgegewe goed, balans. Sy dade groei uit goeie selfinsig. In besigheid, as ons 'n kursusie aanbied, dan noem ons dit self-mastery, self-leadership, self-management. Hoekom doen ons dit? Sodat wanneer die water onder die brug deurkom, sal jou unieke self en myne die span beter maak en dan neem ons beter besluite in die raadsaal. Paulus sê, gaan stroom op. Hy bid vir dit. Hy bid nie vir ander goed nie. As bittere jaloesie en selfsugtige ambisie julle van binne af opvreet, moenie teen die waarheid in groot praat en leuns versprei nie. Want daar's 'n teks wat jy net so kan toepas op sosiale media goed, is dit nie? Net so. Want ons neem ook deel aan die gesprek. En ons wil ook ons ou meningkie gee. En ons hoop ook maar, ons kan ietsie uit dit uitkry. Moenie leuns versprei nie. Daar is bitter min posts op sosiale media wat inderdaad die waarheid is dit nie? Scary. Die soort lewenstyl kom nie van God af nie. Dit is mensgemaak. Die lewenstyl wat van God afkom, is in die eerste plek opreg voor God. Maar soek ook vrede. Vrede. As ek en jy in hierdie gemeente is, en ons is half dikbek vir mekaar, want ek gaan links om die boom en jy gaan regs om die boom, maar jy wil saam met my bid vir die wêreld, dan sê hierdie teks vir jou, nee. Kom ek en jy, gaan drink koffie. Dit is vol meegevoel, en die dade wat goeie vrugte dra, en dade wat goeie vrugte dra, is onpartydig, en nie heugelagtig nie. Mense wat in vrede reg optree, sal die vrugte pluk, wat mense toekom. En nou bid ek dat julle nog meer sal groei in liefde vir God en vir ander. Mag die regte kennis en die insig van God julle lewens oorstroom. Stroom op. Stroom op. Dan sal julle weet wat maak regtig saak en hoe om reg te leef. En dan sal julle opreg en sonder enige foute wees wanneer Christus terugkom. Epafras het vir ons vertel van die liefde wat daar in julle lewens aanwesig is. Hierdie is in Paulus se gebed. Dit kom van die Gees af. Dit is hoekom ons nie ophou om vir julle te bid van daardie dag af, dat ons al hierdie goeie dinge oor julle gehoor het nie. Ons pleit by God dat hy julle lewens sal volmaak met al die regte kennis oor sy wil. Ek bid dat julle die nodige wysheid en geestelike insig sal hê. Dis waarvoor ons bid. Leef volgens die Here se standaard. Doen julle lewensloop op so 'n manier dat julle hom gelukkig sal maak in alles wat julle doen. Dra baie vrugte deur elke goeie werk te doen wat julle kan. Groei sonder ophou in julle kennis. Laat toe dat die groot krag van die Here julle sterk maak. Deur hierdie krag werk hy in julle totdat hy julle sy werklikheid kan weerkaats. Hy sorg dat julle in alle omstandighede vasbyt en dat julle geduldig is. En ook wat ook al met julle gebeur. So my laaste gedagte, ek sê weer dankie vir die geleentheid. Ek het baie gedink hierdie week oor wat ek hier moet kom sê en ek doen dit met groot verantwoordelikheid, hoop ek. En ek het self baie uit my voorbereiding uitgehaal vir myself. Ek is meer as ooit in my lewe oortuig dat met die koms van Christus en die uitstorting van die Heilige Gees, dat daai verantwoordelikheid na ons toeskuif, na my toeskuif, kan ek nie maar net wag vir die Here nie. Dis 'n opsie, maar dit was so.
En daar's 'n baie groter verantwoordelikheid op my en jou, om in liefde te leef, om vrede te soek en te maak, om geduld te demonstreer. Ek het dit mos nou vir jou gelees. Om respek te hê, om te gee. So terloops, en dit het ek hier gesê, ek het dit al hier gesê, is die vrug van die Gees, liefde, vrede, lankmoedigheid, geduld, is dit iets waarna jy strewe, of is dit wat jy is, omdat jy Christus in jou het? Belangrike vraag. Kry die antwoord. Vir my, dis wie jy is. Want anders gaan jy die heeltyd vir my sê, Callie, ek is 'n Christen, maar ek sukkel man, by die werk, ek word so kwaad, ek het nou die dag 'n ou pak slaag gegee. Jy gaan altyd met die ja maar goed kom. Jy gaan altyd rasionaliseer. En jy gaan blameer. 'n Christen is anders. En as jy nie hou van wat ek nou sê nie, dan vra jouself, wil jy hier wees? Is jy 'n Christen? 'n Christen is die vrug. Jy is vrede, jy is liefde, jy is lankmoedigheid. Hierdie goed wat Paulus sê, dis wat ons moet doen, is nie buite bereik nie. Dis binne ons bereik. Ja, maar die wêreld is nie so nie. Ek verstaan jou dilemma. Want as hulle aan die ander kant toe gaan, dan wil jy ook aan die ander kant toe gaan, want jy wil nog beklei. Jy is soos die disippels, wat sê, gee die Samaritane gas vir Jesus. Dan sê hy, nee, los julle nonsens. Dis verby. So vir my is daar hierdie radikale andersheid van Christen wees, wat as dit strome op hande en voete kry, dan is die water skoner, wanneer dit onder die brug deurgaan. Ja, maar Callie is 'n druppel in die emmer, dis die punt. Is goed genoeg. Daar's miljoene van ons, in hierdie land, is daar miljoene van ons. Maar die water wat onder die brug deurgaan is nie skoon water nie. Die Christene, 80% van die mense in hierdie land is Christene. Die water wat onder die brug deurgaan is nie skoon water nie. Dis besmet met afguns en jaloesie en steel en droogmaak en nie werk nie. En simpel goed. So waarvoor bid ons? Ons bid dat ons hier, as ons hier regmaak, sal ons 'n ander uitkoms kry. En die vrede wat ons almal soek, die wêreld wat moet beter word, dit is vir ons beskore. Die koninkryk het ons reeds gekom, of nie? Of gaan dit net eendag gebeur, as die Here maar net wil kom? So, in my laaste sinnetjie hier het net gesê, as jy vir my sê, Callie, ek stoei nog met hierdie goed, dan sê ek vandag vir jou, bely dat Christus die Here is. Onderwerp jy aan sy gesag. Dis stap nommer 1. Hy is die Here, hoofletter, Kyrios. 2, ek onderwerp my aan sy gesag. En 3, daarom is ek 'n nuwe mens in Christus. Want ek het die Gees van God in my. Ek tel my koppie op, trek my ruggraat bietjie terug, en ek leef wat reg is. Ek doen wat reg is. En doen dan allerlei ander goed wat ek vir jou gegee het as tips. 80-20. Doen daai goed. Dis wat dit vir my sou wees. Dankie. Ek hoop daar was vir jou iets in die gesprek. Dis ook 'n biddag. So ek sluit vir ons af met 'n gebed. So kom ek bid vir ons. Hemelse Vader, ek bely dat U die Here God almagtig is, en ek vertrou dis ook die gebed van elkeen wat hier sit, dat U die Here God almagtig is, en dat ons nie opgegee het op hierdie absolute sekerheid, dat U die skepper God is, die almagtige, die Here van alles, en dat U hand van bewaring oor ons hou. Ons wat U aangestel het om te heers, ons wat U aangestel het met groot verantwoordelikheid, om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. En as ek na U toe kom vandag, ook met my stukkie amper se magteloosheid en moedeloosheid en onsekerheid, Here, gee vir my die oortuiging vanuit die Gees en vanuit die krag van die Gees, dat ek as nuwe mens in Christus U spoor kan trap,
dat ek kan ja sê vir wat reg is en nee vir wat verkeerd is, en dat ek die vrede en die liefde kan raakleef, en dat ek met geduld en met deernis met hierdie wêreld sal omgaan, dat ek die nood van hierdie wêreld sal raak sien, maar dat ek ook ander sal inspireer op grond van wie ek is, en dat ek vir myself ook 'n lewe sal toeëien wat U waardig is, sodat ons ook U wil kan raak sien en kan raak leef in hierdie lewe. 2025 is 'n jaar met verskriklike turbulensie en onsekerheid en bang maak. Daar's 'n stille hoop dat daar goeie goed hier sal uitkom. Maar dis nie wat ons kan manipuleer nie. Maar wat ons wel kan doen, Here, is om vandag laag voor U te buig, te vra vir die vergifnis van al die goed wat verkeerd is in my lewe, ons lewens, en dan na U toe te draai en te sê, Here, gebruik my op 'n baie sinvolle manier, in die oomblik, daar waar die tekkie en die teer by mekaar kom, en in stilte is ek besig om U ook te dien met 'n stuk waardigheid. Wil ek gee dat ons wat in hierdie bevoorregte spasie is om hier te kan sit vanoggend en tyd te kan hê om hier te kan wees, dat ons net met 'n groot stuk dankbaarheid ook vir U sal sê, dankie Here vir hierdie geleentheid. Ek bid daarom, Here, vir die seën op elkeen van ons in die naam van Christus, die Here. Amen.